Goeiedag geliefde en welkom by dag 2 van ons oordenkingsreeks. Ek wil jou vandag ook sommer net vinnig aanmoedig om ons YouTube kanaal te ondersteun en die beste manier om dit te doen is net om te klik op daai subscribe knoppie aan die onderkant van die video en dan deel hierdie video met iemand en laastens los vir ons asseblief 'n kommentaar. Ons waardeer julle kommentare so baie. Ek lees elke liewe een. Nou vandag praat ons oor die impak van herhaling en hoekom dit 'n kernboublok is van dissipline. Nou kan ek jou iets vra. Wat doen jy elke dag sonder om eers te dink daaraan? Nee, dis net outomaties. Wat is jou oggendroetine? Jou manier van praat, jou reaksie op stres, nee? Hierdie is alles net gewoontes en gewoontes word gebou deur herhaling. Van hulle is goed, van hulle is sleg. Nou dis hoekom Paulus vir ons in 1 Korintiërs 9:24 en 25 skryf hy vir ons die volgende. Hy sê: "Weet julle nie dat die wat aan 'n wedloop deelneem almal hardloop nie, maar net een die prys wen. Hardloop dan so dat julle dit kan wen. Elkeen wat aan 'n wedloop deelneem, oefen selfbeheersing in alles. Hulle doen dit vir 'n prys wat vergaan, maar ons vir 'n ewige een." Geliefde, hy gebruik 'n metafoor wat almal van ons werklik kan verstaan en begryp. Dit is 'n atleet wat oefen vir 'n prys, nee? Hy sê hulle oefen selfbeheersing in alles. In vandag se konteks sou Paulus dalk sê: wees doelgerig met jou gewoontes, want dit bepaal jou rigting. Dissipline is nie net iets moeiliks om te doen nie, nee? Dissipline is iets wat ek en jy daagliks moet herhaal, nee? Selfs wanneer dit moeilik is. Dis waar dissipline regtig die tek hierdie teertref. Dis waar karakter gevorm word. Dis waar geestelike groei gebeur. Dis waar die verskil kom tussen 'n droom en die werklikheid. Dit is waar dissipline werklik vir ons skuif. So, ek wil jou 'n vraag vra. Wat doen jy vandag herhaaldelik wat jou nader bring aan of verder wegneem van dit wat jy die meeste wil hê? Dit was gister se vraag. Wat is daai ding wat jy die graagste wil hê in jou lewe? So prakties, wat kan jy doen? Identifiseer dalk een positiewe gewoonte wat jy wil deel maak van jou lewe, wat jy wil inbou. Iets eenvoudig soos jy lees elke oggend een vers. Jy vat dalk Markus, dis die kortste evangelie in die Bybel. En hy's nogals jam-packed met aksie, nee. So jy besluit, ek gaan Markus vat. Nou ek wil amper sê, as jy Markus vat, is dit makliker om 'n hoofstuk te lees. As jy 'n vers wil lees, vat jy dalk 'n boek soos Prediker of Spreuke. Maar dan merk jy daai en dan môre gaan jy presies daaraan en dan hou jy dit vol vir iets so 7 dae, nee. En dan vra ek vir jou, kyk net hoe gaan jou binnekant begin transformeer en verander. Geliefde, dissipline gaan nie oor 'n eenmalige groot besluit wat jy neem nie. Dit gaan oor die klein daaglikse herhaling. En wanneer jy dit aanhou doen, vorm dit jou karakter, jou geloof en jou toekoms. En dan wil ek net sê dankie dat julle saam met ons vandag tyd spandeer in God se woord. Dankie dat julle deel is van hierdie beweging en dankie vir almal wat stiek hierdie reeks klein dinge groot verskil. Dit help ons as julle die kanaal subscribe en as julle dit deel met ander mense. Maar onthou, klein dinge groot begin. Kom ons bly in hierdie ritme. Vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u enorme genade en liefde oor ons lewens. Ons wil u loof en u eer met ons lewens en daarom vra ons, kom wys vir ons, wat kan ons doen om ons gewoontes te verbeter? Wat is dalk in ons roetines wat ons moet staak en wat is in ons roetines wat ontbreek waar ons moet aanpassings maak, verandering bring, waar ons dalk meer doelgerig moet Bybel lees en bid en tyd spandeer en net meer begin fokus oor ons klein herhalings in ons lewens. Daarom vra ek Here vandag vir die genade om te louter wat hoort en wat hoort nie. En dat u vir ons die durf en die ywer sal gee om juist dit so aan te spreek in ons lewens. En dan wil ek net vra Here, wees saam met ons die res van hierdie dag waar ons beweeg, of ons in die oggend kyk of in die aand, as ons in die aand kyk, Here, dank ons u vir die dag wat verby is en berei ons onsself voor vir die dag wat kom. Maar Here, dankie dat u genade altyd onbeperkend goed en genoeg is vir ons. Ons loof u en ons eer u en ons sê dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat julle ingeskakel het saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.